jy daar sit, kom ons raak rustig. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons, die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Geliefdes, mag daar vir ons almal genade en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus wees. Amen. En soos ek gesê het, my skriflesing kom uit die boek Handelinge uit. Ons vier vandag Hemelvaart. Maar voor ek vir ons lees, kom ons maak ons oë toe. Here, ons het nou elkeen in afsondering tot U stil geraak in gebed. En dis vir my die absolute wonder daarvan is, Here, dat terwyl U hier teenwoordig is U saam in gebed, saam met elkeen van ons. Ons kan U almag, dink ek, kan ons nie eens indink hoe dit moet wees nie, Here. Maar dankie, Here, dat ons U mag dien. Dankie dat ons vanaand Hemelvaartdiens mag vier, Here. Wil U nie een en elkeen wat vanaand hier sit, hulle wat dalk later hierna sal luister, ook seën met die boodskap en met U woord. Here, dat ons weer met 'n nuwe hart of weer opnuut sal kyk na Hemelvaart, hoekom U opgevaar het en sit aan die regterhand van U Vader, in Jesus naam. Amen. Handelinge 1 is 'n baie interessante boek. Die van julle wat nie geweet het nie, as jy die boek Lukas lees en jy lees die eerste hoofstuk, jy gaan na die eerste paar verse toe en jy gaan lees saam met dit die eerste paar verse in die boek Handelinge, dan gaan jy sien dat die skrywer wat Lukas wat die boek Evangelie geskryf het ook die boek Handelinge geskryf. Kom ons lees daar vanaf vers 1. My eerste boek Theophilus het ek geskrywe, dis nou natuurlik Lukas waarvan hy praat, oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Net tot sover. Hemelvaart, dink ek, is een van die Christelike herdenkings wat seker die minste in die kerk
van die Here Jesus gevier word. Vroeger jare was Hemelvaart gevier soos 'n Sondag. Ek kan dit onthou, ek dink die ouer mense gaan dit baie goed onthou. En in ons dag word Hemelvaart maar weinig gevier. En ek dink deesdae is die erns of die belangrikheid daarvan nie meer so op die voorgrond nie. Dis eintlik 'n groot stuk hartseer dat baie gelowiges hierdie dag nie meer sy plek gee wat dit toekom nie. En dat die vroeë kerk dit maar nie net gevier het nie. En dis eintlik waar ek vanaand wil stil staan om weer na die betekenis van Hemelvaart te gaan kyk. En veral vir ons as gelowiges om dalk met vars oë daarna te kyk en ook weer die belangrikheid daarvan vir ons as gelowiges te hoor. 40 dae na Paasnaweek vind Christus sy Hemelvaart plaas. Dis nou waarvan ons hier gelees het. En ek en jy sien of ons weet dat in die Bybel het die getal 40 'n besonderse betekenis. In die Bybel word die getal 40 of 40 dae is daar, ek dink, ek het dit selfs nie geweet nie, maar word daar 146 keer in die Bybel melding gemaak van hierdie besonderse getal. En in die Bybel simboliseer 40 'n periode van toetsing. Ek dink dis eintlik as jy gaan kyk na die gebeure van waar hulle van 40 praat, en veral waar die mens by betrokke is, word die mens uitsonderlik getoets. Dis nie net 'n sommertoets nie, dit word uitsonderlik getoets. En die getal 40 simboliseer ook 'n tyd van beproewing, waar die mens eintlik meer as wat tot hy in staat is om te kan hanteer, dat die mens eintlik bo-menslik beproef word. Dit is 40 dae en 40 nagte het dit gereën met die wêreldvloed in Genesis. Moses se lewe speel af in 40 jaar siklusse. Die eerste 40 jaar was hy 'n prins gewees totdat hy droog gemaak het of uiteindelik sy volksmense wou help. En toe sy 40 jaar in die woestyn totdat die Here hom roep. En toe sy 'n verdere 40 jaar van sy lewe in die woestyn gewees waar hy die volk gelei het na die beloofde land. Jona, die profeet, sê vir die stad van Ninive dat die Here hulle 40 dae gee om hulle te bekeer. Moses self was 40 dae, 2 keer 40 dae, 40 nagte bo op die berg Horeb gewees, terwyl hy vir God gewag het om die 10 gebooie vir hom te skryf. En ons lees dat hierdie periode, Christus self was deur Satan self versoek, waar hy 40 dae en 40 nagte in die woestyn was. En ons sien later in hierdie beproewinge waardeur Christus gegaan het, het die engele hom ook gedien. En nou 40 dae het verloop vanaf Paasnaweek waar Christus gekruisig is en opgestaan het, totdat hy nou, soos in ons hier gelees het in Handelinge 1, waar hy opgevaar het na die hemel. Daar is eintlik, soos ek vir julle gesê het, nog so baie gevalle in die Bybel waar hierdie getal 40 'n baie belangrike simboliese waarde het om op te noem, maar die tyd laat dit eenvoudig nie toe om in detail oor die getal 40 te preek nie. Die getal 40 kan ook 'n generasie verteenwoordig. Ons lees dit, die Israeliete wat uit Egipte getrek het, het 40 jaar in die woestyn ingegaan, en die een van daai volwasse generasie
het in die beloofde land ingegaan, behalwe natuurlik Josua en Caleb. 40 jaar na Christus se kruisiging, dit was 'n baie interessante feit, is Jerusalem en die tempel deur die Romeine heeltemal plat met die grond geslaan. Soos julle die bietjie wat ek nou vir julle vertel, soos julle kan gehoor, is hierdie getal speel dit 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van die Bybel. Hierdie gebeure is reeds voorspel. Wat is hierdie gebeure? Die hemelvaart van Christus. Net soos wat sy geboorte ook voorspel was in die woord. Met ander woorde, soos ek vir julle al so baie keer gesê het, Christus se lewe is nie net iets wat in 'n hoekie gebeur het nie. Dis dinge wat reeds lank tevore al deur die Heilige Skrif en die profete voorspel dat hierdie dinge sou gebeur. Psalm 24 vers 7 staan daar: Verbly julle poorte. Wees bly, eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Hy praat van die poorte van die hemel. Efesiërs 4 vers 7 tot 16 is my baie mooi gedeelte en ek wil julle moet vanaand mooi hoor wat Paulus hierso geskryf het. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Met ander woorde, die Here het die gawes aan sy kerk uitgedeel soos die kerk dit nodig het. Net soos hierdie gemeente in Brenters deel die Here gawes aan sy kinders uit. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het hy kruisgevangenes, en die van julle wat wonder, wat is die kruisgevangenes waarvan hier gepraat word? As jy Jakobus 2 lees, vers 15 staan daar, in Christus se triomftog het hy kruisgevangenes, het hy die Satan en sy demone as kruisgevangenes finaal gevang en as gevangenes weggeneem. En gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Met ander woorde, Paulus praat van sy menswording, dat hy mens geword het. Die een wat neergedaal het, en praat hy van Christus, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Met ander woorde, hy praat van Christus se triomftog. Christus het finaal getriomfeer. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Net so 'n voetnoot daar vir 'n interessantheid. Ek gaan nou nie vanaand vir jou daaroor uitwy nie. Maar het julle geweet dat die gawe waarvan Paulus hier in Efesiërs skryf, apostels, is 'n gawe wat net in die eerste eeu in die kerk gedien het. Met ander woorde, die gawe van apostels is daar nie meer nie. Leer ons nie in ons geloofsbelijdenis en die leer van volgens die leer van die apostels. In Handelinge staan daar, toe Judas Christus verraai het en hy het op die ouene selfmoord gepleeg as gevolg van wat hy gedoen het, het die gelowiges bymekaar gekom en gesê, ons moet iemand in sy plek aanstel. En staan daar mooi, hy moes self met Christus gewandel het en hy moes self Christus gesien het. Met ander woorde, Christus moes hom geleer het. Dis hoekom die gawe van die apostels nie meer daar is nie. Nou lees ek verder, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Wat het Christus gedoen? Hy het vir 3 jaar saam met die apostels geloop en gewandel. Het hulle hom beleef, het hy hulle geleer, hy die skrifte
van hom wat sou kom, van hom wat sou ly en van hom wat sou opstaan. Christus het 3 jaar sy disippels geleer. So sal ons uiteindelik, dan praat hy, almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Met ander woorde, ons kennis moet toeneem van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos volgroeide mense wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Met ander woorde, die feit dat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, is die feit dat ek en jy, omdat die Gees in ons woon, kan ons opgroei, volmaak en volwasse soos Christus. As Christus gebly het, dan was hy nog steeds in die vlees, dan kon hy nie by almal wees nie. Die verskil was, dis hoekom hy opgevaar het, sodat sy Gees in al sy kinders kon woning kom maak het. En dat sy Gees te alle tye by my en in ons teenwoordig is, om ons te lei en te leer en te groei tot volmaaktheid, om soos Christus Jesus te wees. Met ander woorde, Paulus skryf, die kerk het nie 'n tekortkoming nie. Alles is daar op grond van dit wat Christus gedoen het. En die feit dat hy opgevaar het, sodat die trooster in sy plek sal kom. Lees verder. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe, Jakobus praat daarvan, op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en vals leraars, ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Dit is wat Christus se hemelvaart vir ons meegebring het, sodat ons volwasse kan groei in ons geloof, en dat ons nie afvallig raak van die waarheid nie, sodat valse leraars en dwaalleraars, ons het dit veral baie in ons dag vandag, van valse leraars en dwaalleraars wat mense met hulle listigheid vang. Nee, ons sal in liefde, en die liefde waarvan Paulus weer eens hier skryf, is die agape liefde, is God se liefde, by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof van die kerk. En uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Christus se hemelvaart met die koms van die Heilige Gees het wil eenheid onder sy kinders kom bewerk. Weet julle, as ons as gelowiges nie as 'n eenheid funksioneer nie, dan verhinder ons eintlik die werking van die Heilige Gees. Ek wil eintlik sê, die kerk bedroef die Gees van God, as ons in die Gees nie 'n eenheid vorm nie. Elkeen van hulle vervul sy funksie, is nog steeds besig in die boek Efesiërs. En so bou die liggaam homself, hoor mooi, op in liefde. Liefde, God se liefde, is ons as gelowiges se saambindende faktor in ons lewens. Is dit tog nie waar? Ek dink Paulus het dit geskryf, of is iewers in die boek Handelinge wat hulle gesê het, kyk die liefde wat die gelowiges vir mekaar het. Daardie liefde bring 'n eenheid onder ons as gelowiges, dat hy self sou opvaar weer na die hemel, nadat hy sy werk op aarde voltooi het. Klaar met die boek Efesiërs, is deur homself verkondig, en die disippels was die getuies daarvan. Johannes 20 vers 17. Jesus sê toe vir haar, moet my nog nie vashou nie,
want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Christus moes terugkeer na sy Vader, want sy werk op hierdie aarde was voltooi. Net soos daar ook soortgelyke gedeeltes wat hy prontuit met sy disippels gespreek het in die Johannes Evangelie. Hierdie gebeurtenis het 40 dae na Paastyd plaasgevind en ons het in Handelinge 1 vers 3 gelees. Hierdie gebeure word ook so beskryf in die evangelies in Matteus, Markus en in Lukas. Handelinge 1 vers 9 praat ook van hierdie gebeure wat hy opgeneem was. Terwyl hy opgevaar het, het hy sy disippels geseën. Lukas 24 vers 50. Met ander woorde, die feit dat hy sy werk voltooi het en teruggekeer het na sy Vader, het vir die kerk seën gebring. Dit het vir my en vir jou 'n besonderse seën gebring. Die Here rus ons toe met sy seën. Hy het daardeur vir ons 'n ewige verlossing bewerk deur in die hemelse heiligdom in te gaan. Hebreërs is vir my so 'n kosbare boek. As jy die dinge van die Ou Testament en die dinge wat in die Nuwe Testament gebeur het, gaan doen jouself 'n studie. Die boek Hebreërs is 'n moeilike boek. Maar die boek Hebreërs trek vir jou dit wat in die Ou Testament, die tydelike gebeur het, trek dit vir jou mooi bymekaar in die Nuwe Testament. Ek lees daar hoofstuk 9 vers 11 en 12. Maar Christus het gekom as hoëpriester, hoofletter, van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort het nie, vers 12. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Dis wat die Hebreërs skrywer hier sê. Hy het opgevaar en in die hemelse heiligdom ingegaan en eens en vir altyd verlossing gebring vir sy mense, vir sy kerk. Hy het daardeur getriomfeer, sê Psalm 68 vers 18. En nie net het Christus getriomfeer nie, hy het ook geheers. Petrus skryf in sy eerste brief, hoofstuk 3 vers 22. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Ek en jy as kind van God het mag oor die bose. Nie omdat ons sy kinders is nie. Ja, maar omdat hy dit bewerk het. En omdat dit in sy naam en in sy mag geskied. Met ander woorde, dit lê nie in my nie, maar omdat hy wat in my is, groter is as die bose en die bose reeds oorwin het. Dit wat ek julle vroeër gelees het. Hy het Satan in sy triomftog het hy hulle geneem. Paulus gebruik daardie voorbeeld wat in die Ou Testament gebruik is. En julle ken tog die voorbeeld van 'n koning wat gekom het in 'n stad oorwin en dan het hy hierdie gevangenes gevat en hulle vasgebind. En dan het hy hulle deur die strate geneem en dan het hy voorgery met 'n purperkleed en sy kroon op. En met al hierdie gevangenes agterna, so het hy getriomfeer. Dis dieselfde beeld wat Paulus ook hier skep van die finale triomftog wat Christus op grond van dit wat hy vir my en vir jou aan die kruis bewerk het. Hy het sy kinders vooruitgegaan, skryf die Hebreërs skrywer in hoofstuk 6 vers 20.
Maar nie net om ons vooruit te gaan nie, maar om ook vir ons in te tree. Paulus skryf Romeine 8 vers 34. Hy pleit vir ons, vir elke gelowige by die Vader. Hy het ook opgevaar sodat die Gees van God by ons kan wees. Gelees die gebed van die Here in Johannes 17, ook hoofstuk 15 van dieselfde evangelie. Te alle tye, nie net wanneer ek en jy hom nodig het nie, maar die Here is deur sy Gees blywend die heeltyd betrokke en by my en jou. Johannes 16 vers 7. Hy rus ook die gelowiges toe met die gawes van die kerk om sy liggaam op te bou tot 'n volwassenheid. Weet julle hoekom gee die Here of het die Here sy kerk, sy mense gawes gegee? Is nie vir my en vir jou nie. Is om die kerk op te bou, ander gelowiges op te bou, om mekaar te dien. Dit is hoekom die Here deur sy Gees gawes aan die kerk gegee het. Die een het hy meer, die een het hy minder gegee. Maar die Here gaan van my en van jou verantwoording vra oor daai gawe wat hy vir jou gegee het, daai gawe waarmee jou toegerus het. En daai gawe waarmee jou toegerus het, moet ek en jy die kerk dien, sodat die kerk, soos ons net nou in Efesiërs gelees het, opgebou kan word tot volwassenheid. Hoekom? Sodat God daardeur geëer mag word. God moet deur my en jou lewe geëer word. Hy het ook opgevaar om vir sy kinders plek te gaan berei. Johannes 14 vers 2. Wat sê dit vir my? Paulus skryf in een van sy briewe: die laaste dae sal begin, wat Openbaring gaan nou nie te veel daaroor praat nie, sal begin wanneer die getal gelowiges uit die heidene voltallig geraak het. Weet julle wat s'ie wonder daarvan? Die Here het baie plek. Die Here het gegaan om plek te berei. En dis God se genade wat so groot is. God het nie net vir ons gaan plek berei nie. Hy het vir hulle wie ons gebid of bid en gebid het. Hy het plek gaan berei vir hulle wie ons ook bid wat hom nog nie ken nie. Maar die kerk moet gehoorsaam wees aan die opdrag. Die Here het ons opgevaar. Matteus 28 is seker die bekendste. En ek glo dis die grootste opdrag, grootste enkele opdrag wat die Here die kerk gegee het, gaan uit en maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons weet die Here wil hê dat niemand verlore moet gaan nie, maar tog gaan mense verlore. Dit kan dalk weens die toedoen van die kerk wees wat in ongehoorsaamheid lewe. En dan laastens, die Here Jesus het teruggekeer na sy Vader sodat hy weer kan terugkom. Ons het daar gelees in Handelinge wat hy gesê het, die manne, die engele wit klere vir die disippels gesê, net soos wat julle hom nou sien opvaar het, so sal julle hom sien weer terugkom. Maar ek en jy weet dat wanneer hy gaan terugkom, gaan hy nie weer kom om verlossing te bring nie, want hy reeds die verlossing gebring. Maar sy tweede koms gaan hy kom as regter om te oordeel. Dan gaan die skape en die bokke van mekaar geskei word, soos die boek Openbaring ook vir ons sê. Mag hierdie hemelvaart vir my en vir jou weer opnuut inspireer om vissers van mense te word. Om dit nie net daar te laat nie, maar om gehoorsaam te wees aan die groot opdrag van die Here. Amen. Kom ons buig ons hoofde, Here. Dankie dat U opgevaar het. Dankie dat U sit aan die regterhand van U Vader. Dat U vir ons
u kinders plek gaan berei het, sodat ons eendag vir ewig en altyd by u mag wees. Hulle wat ons vooruit gegaan het, is reeds daar by u. Here, ek wil vra, soos wat die woord ons leer, Here, soos wat die eindtyd nader sluip, en ons sien die tekens van die tye, wat al meer ryp raak, Here, vir u tweede koms, vir die wederkoms, Here, dat ons u kerk gehoorsaam mag wees. Daarom bid ek ook nou vanaand hier vir ons almal hier in hierdie gebou teenwoordig. U sê in die woord, die oes is groot en is ryp. Met ander woorde, die mense se harte is in gereedheid gebring om die evangelie te kan ontvang. Maar u sê die arbeiders is min. Daarom bid ek, soos die woord sê, tot die Here van die oes. Stuur vir my, vir hulle wat saam met my vanaand gehoorsaam wil wees, om die oes te gaan insamel, in gehoorsaamheid aan u, Here, dat ek nie net die ewigheid vir myself sal hou nie, maar ek sal uitdra so ver, soos wat ek sal kan gaan. Baie dankie daarvoor, Here. Seën vanaand, hier waar ons nou gaan teruggaan na ons huise toe, bewaar elkeen. Seën ook hierdie woord, waar dit nou ook ander mense se ore ook sal bereik. Ek vra dit in die kosbare naam van ons Vader en die Seun en die Heilige Gees wat in elke kind van hom woonagtig. Ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees deur sy Gees. Broers en susters. Amen.